Goeienaand, mag dit nog 'n mooie aand wees vir ons so saam op hierdie manier tydens Pinkster 2020. Ek wil graag vanaand, voordat ek die skriflesing doen uit Handelinge uit, sommer net die woord wat ek al vroeër in die week na verwys het, Psalm 119 vers 130 met jou deel. Ek lees dit sommer direk maar uit die skrif. Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig. Dit gee insig aan die wat nog onervare is. Met my hele wese smag ek na u gebooie, verlang ek daarna. Mag dit waar wees ook van ons, as ons vanaand voortgaan met die Handelingeboek, want die Heilige Gees wat gekom het, leer ons om gemeente van Jesus Christus te wees. En dit beteken mos nou in die Handelingeboek, dat hierdie gemeente bestaan het uit volgelinge, disippels, leerlinge van die Here Jesus. Mag die Here gee dat ons ook in hierdie Pinkster weer opnuut sal ontdek. Dit is wat die gemeente is. Dit is 'n klomp mense wat by Jesus leer. Hoe leef 'n mens hierdie lewe? Of jy nou 'n pa is, of 'n ma, of 'n seun, of 'n dogter, of 'n onderwyser, of 'n prokureur, of 'n dokter, of 'n straatveer. Hoe leef 'n mens hierdie lewe? In navolging van die Here Jesus. En vanaand gaan ons kyk na 'n teks uit Handelinge hoofstuk 3. En die tema van die aand is die Heilige Gees het gekom. U moet onthou, hy bly binne in ons, hy gaan nie trek nie. Hy gaan ons help met ons gemeente wees, met ons leerling wees. En ek hoop hy help ons vanaand met ons verstaan van ons wêreld. Kom ons kyk saam na Handelinge hoofstuk 3. Die eerste 10 verse van Handelinge hoofstuk 3. Een middag om 3 uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort, wat Mooi Poort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat toe die man se regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring, regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dit is hy wat voor die tempel by die Mooi Poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Hierdie stukkie skrif vanaand om ons te help met wat ek dan nou noem in ons tema van die week, die Heilige Gees het gekom en hy help ons met ons verstaan van ons wêreld. Ek hoop my kollegas kan die skyfietjies op die skerm kry wat ek sommer net wil hê jy moet verstaan. God het hierdie wêreld geskep. Dis syne. En God het toe die wêreld sy rug op hom draai, het God die kerk geskep. Mense wat na hom toegedraai het, wat nie meer hulle rug op hom draai nie. In die vroeë kerk in die eerste eeu veral, het ons na hierdie mense verwys as mense wat vir God ken en vir hom liefhet en vir hom dien. Terwyl die wêreld sê hy bestaan nie eers nie, ons wil hom nie ken nie, ons gaan hom nie dien nie. Dis ons wêreld, is daar op die aarde kerk, Christene, gemeentes wat sê, ons ken hom, ons het hom lief, ons wil hom dien, ons weet wie se wêreld dit is. En as jy nou na die Bybel toe gaan, dan verbind God hom aan die wêreld. Hy verbind hom ook aan die kerk, maar hy verbind hom aan die kerk op 'n ander manier. Hy verbind hom aan die kerk as ek sal sorg vir julle, sodat julle genoeg het om my wêreld te sê wie ek is, hoe lief ek hulle het, dat ek my seun vir hulle gegee het. Dus God in die wêreld is
onlosmaaklik verbind. Dit glo ons as Christene. Ons begin ook selfs ons geloofsbelijdenis so. Ek glo in God, die skepper van die hemel en die aarde. En jy wat die Ou Testament ook goed ken, jy sal mos nou weet dat dit so 'n soort van 'n grondbelijdenis in die Ou Testament was. Dink maar op Psalm 124 vers 8. Ons hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Ons bly op sy plek, op sy wêreld, en is deel van sy wêreld. En die Heilige Gees in die Nuwe Testament help ons op 'n besondere manier om hierdie wêreld weer op 'n ander manier raak te sien. Ek gaan nou nie eers na die Pauliniese literatuur verwys nie, maar as jy byvoorbeeld net maar, dalk het jy lus daarvoor, Efese hoofstuk 2 gaan lees, om te kyk hoe die Heilige Gees mens help om hierdie verdeeldheid in hierdie wêreld anders te sien, tussen Jood en Griek. Die Bybel gebruik selfs daar die uitdrukking dat hy een nuwe mensheid geskep het. In Christus is alles net anders. En die eerste deurbraak in die Handelingeboek, hierdie Handelinge van die Heilige Gees, is op daai vlak. En ek gaan 'n paar opmerkings daaroor maak. Die Heilige Gees help ons om ons wêreld te verstaan. En die eerste een is dat elke pad na die erediens loop altyd deur die wêreld. Ons kom uit die wêreld uit, ons is self deel van daai wêreld, ons straat, waarna ons, as ons nou weer kan eredienste toe bywoon, waaruit ons stap of ry, is deel van God se wêreld. Die hele week waar ons gewerk het, en dit word toe Vrydag, en dit word Saterdag, en Sondagmôre lui 'n kerkklok, en ons kom uit die wêreld uit, tempel toe. En wat die Heilige Gees dink ek 'n mens mee help, is dat jy dan op hierdie stukkie loop uit jou wêreld uit, die wêreld op 'n ander manier raak sien. Dat jy kom eintlik op 'n pad tussen en as deel van 'n klomp stikkende mense. Hier by die mooi poort, wat 'n testspraak lê daar nie nogal in die woord nie, nee, word 'n stikkende mens, 'n verlamde mens, elke dag neergesit. Dit is die wêreld. En jy kan eintlik nie erediens toe gaan, sonder om dit met jou saam te dra nie. Ons wat in die kansel staan, het nie eers 'n idee, hoe die mense wat Sondag voor ons in eredienste sit, of wat nou na my luister, hoe u wêreld lyk nie. Daar by die kantoor, daar by die skool, daar by die sportgrond, daar langs die straat, in die woonbuurtes, in die vreeslike ou woord in ons land, in ons squattercamps. Jy kan nie die wêreld misloop op pad tempel toe nie. Hy is te stikkend. En wat die Heilige Gees ons mee help, is hy help ons om hierdie roep om heling te hoor. Ek wonder of u dit met my ook al ervaar het in u lewe, dat die Heilige Gees mens help om anders te kyk. Hy verfyn jou oog. En dit het nou met brille niks te doen, en jy kan die beste bril op aarde hê en nog niks sien van hierdie stikkende wêreld waarvan jy deel is, op pad erediens toe nie. Ek is in my eie stilte tyd met die Deuteronomium boek besig, en ek lees net vanoggend nog weer in my stilte tyd, hoe dat die boek in hoofstuk 9 sê, wanneer julle nou in hierdie land intrek en julle kry die land in die hande, moet tog asseblief nie dink dit is omdat julle volmaak is nie. Die woord volmaak word 2-3 keer daar gebruik. Julle is so stikkend. Julle het eintlik nie 'n idee hoe hardkoppig julle is nie. By die mooi poort lê ek ook. En die Heilige Gees help ons wat op pad tempel toe is, om anders te sien. Om hierdie roep ook te hoor. Die Heilige Gees raak oog en oor aan. Ons hoor wat ons dalk nog nooit tevore gehoor het nie. Die roep om hulp uit die hart
en uit die siekte en uit die ellende van baie mense. Hier in die omgewing waar ek bly, kan jy nogal, en ons sien dit wanneer ons erediens toe ry, staan daar by minstens 2, 3 verkeersligte. Mense, hoe sal ek hom ooit vergeet aan die begin, nog met 'n netjiese pak klere, waarskynlik pas sy werk verloor. En hoe dat jy Sondag na Sondag sien, die klere verbleik en word ouer in die skoene. Jy kan nie die wêreld misry, erediens toe nie. Die vraag is of ons sien en of ons hoor. En dit help my om dan te sê dat Petrus, hulle sien hom raak. En hulle vra ook vir hom om stip na hulle te kyk. En dan gebeur daar iets, naamlik dat hulle hoor hom, maar hulle hoor dieper as dat hy bedel. Hy het meer nodig as geld. Hy het meer nodig. Onthou nou, ek het Handelinge 3 gelees, net vooraf, Handelinge 2, 43 tot 47. Niemand het gebrek gehad nie. Hulle het selfs verkoop en uitgedeel, want in die gemeente deel ons. Dus dit gaan nie hieroor dat hulle nie vir hom wil gee, omdat daar 'n ander gesindheid, verkeerde gesindheid is nie. Hulle sien dieper raak. Christene behoort dieper te kyk as net kos. Nie dat kos misgekyk moet word nie. Ek sê altyd vir mense, as hulle vir my sê, 'n brood is nie evangelie nie, dan sê ek, ai my liewe vriend of vriendin, jy was seker nog nooit in jou lewe honger nie. As jy honger al was, is brood evangelie, goeie nuus. Maar hulle sien dat hy iets meer nodig het. Mag ek dit met 'n voorbeeldjie staaf? Ek het 'n kollega in Soweto, waarvoor ek baie lief is, wat as gevolg van swaar kry en sy kinderdae 'n oogprobleem het, en die een oog kan eintlik nie meer sien nie. En ek het 'n bekende Christen oogarts eendag gesê, hy kan nie betaal as ek hom na jou toe stuur nie, ek kan ook nie verwag, jy moet hom ontvang nie, hy woon in Johannesburg, jy is in Pretoria. Hy sê, asseblief Milan, dit gaan nie hier oor geld nie. Dit gaan oor dieper kyk, 'n mens, wat in hierdie geval hulp nodig het om te kan beter sien. Hy, broers en susters, ons wat soveel voorregte het, goeie mediese fondse het, goeie dokters het, goeie finansiële instansies het wat ons tot hulp kan kom, sien ons baie keer die dieper nood, of is dit net iemand wat geld vra? As hulle honger is, het hulle dit ook nodig. Maar die nood is so dikwels op 'n dieper vlak. En die kerk kan daarmee help. In die Handelinge geval gebeur daar 'n wonderwerk. Direkte wonderwerk. Petrus vat sy hande en tel hom op en hy kan staan en hy kan loop en God prys. En ook tempel toe gaan. Hoeveel mense wat ons by ons stopstrate en verkeersligte kry, wat as ons hulle daar help, sal welkom wees in ons eredienste om dan saam met ons tempel toe te gaan, erediens toe te gaan. Maar is dit nie 'n groter wonder as ek en jy kan raak sien? Hierdie persoon het 'n oogarts nodig. Hierdie persoon het 'n slag 'n bloeddrukmasjien nodig. Het sommer net 'n griepinspuiting nodig. Hierdie persoon het 'n kruk nodig. Die wondere gebeur wanneer God deur mense krepeles laat opstaan en loop. Mense wat nie kan sien nie weer kan sien, dowes laat hoor. Ek haal dan nou byna Lukas hoofstuk 4 sommer net aan. Ek sou ook Jesaja kon aanhaal. Wanneer gee vir hulle van jou brood, bak vir hulle stene en gee vir hulle blyplek, sê Jesaja 58. Die Here help ons om ons wêreld raak te sien. Ek gaan afsluit weer 'n keer met daai ongelooflike vers aan die einde van hoofstuk 2.
by 'n gemeente wat op hierdie manier teenwoordig is, wat met lewenstyl en lewenswyse die aandag van die wêreld vang. En die Here het elke dag die wat gered is, by hierdie gemeente gevoeg. Sê 'n nuwe begin, die enigste manier om die evangelie verstaanbaar te maak, is 'n gemeente wat dit glo en wat dit lewe. Ek bid vir jou en vir my, dat die liewe Here vir ons sal help om te sien en te hoor. En dan te doen, wat ons op daai stadium kan doen. Wie erediens toe gaan, vat eintlik die wêreld saam met hom, of haar. Amen. Dankie Here dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, en Heilige Gees dat U vir ons help om die wêreld waarin ons kerk en gemeente is beter te verstaan. En dankie dat ons kan weet dat dit U is wat ons oë oopmaak en ons ore oopmaak, sodat ons die dieper nood van hierdie wêreld kan raak sien en raak hoor en selfs kan raak doen. En ons bid Here dat as ons uit mekaar uitgaan, dat ons 'n gemeente sal wees wat so sal leef, dat ons die aandag van die wêreld trek, en dat hierdie wêreld sal weet dat ons niks anders is as die liggaam van Christus, in wie die Heilige Gees woon en werk nie. Amen.